Goeiemôre en baie welkom op die pragtige donderdagoggend, die 16de Julie 2026. Ja, is in die afgelope 7, amper 8 maande, so bietjie meer as 7 maande wat ek uitsaai. Die eerste keer wat ek 'n uitsaai voor die tyd sal doen en dan die volgende oggend sal publish, want môreoggend vroeg vanoggend vroeg moet ons ry. Dit sal so 5:30 se kant wees wat ons moet ry deur Durbanville toe vir my vrou se hakoperasietjie. So nou moet ek hom die vorige aand al rekord, want môreoggend of vanoggend sal ek maar sê, as ons ry, dan net voor ons ry publish ek gou. Anders gaan ek nie by al my punte uitkom nie. So die wat ingeskakel is vanmôre op die pragtige nuwe môre, nuwe kanse, nuwe geleenthede, baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat. Ons is hierdie week in die Psalms. Ek dink ons bly hierdie week tot en met Sondag by die Psalms voordat ons voortbeweeg na soveel pragtige psalms, en ek dink die psalms gaan nie afgesluit word, of ek kan nie die psalms afsluit voordat ek nie Psalm 91 gedoen het. Die Psalm 91 is een van die psalms wat ek definitief met julle moet deel vanoggend op hierdie pragtige donderdagoggend. So die van julle wat julle Bybels by die hand het, is meer as welkom. Trek jou Bybel nader, slaan hom oop, Psalm 91. Dis die psalm wat ons doen vanoggend, Psalm 91. Kom ons lees hom saam. Ek dink terwyl julle besig is om my Bybel oop te maak en so in te blaai in die Bybel, en raak ons net so 'n oomblik stil en sê vir die Here, dankie Here, dat ons vanoggend nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede, dat ons hier by u voete kan kom sit en vir u kan kom vra, Here, gee vir my 'n stukkie vir die dag asseblief. Dankie vir elke oggend, Here, wat ons by u voete kan kom sit en by u smeek en u bid, en baie keer huil ons en baie keer treur ons, en baie keer is ons hartseer, en baie keer is ons baie gelukkig. Maar Here, baie dankie dat ons by u voete kan kom sit, en die belangrikste is dat u luister, en u lief is vir ons, en u hanteer ons erger as beter as 'n ma en 'n pa ons ooit kon wens om te kon lief hê, het u ons lief. Dankie daarvoor. As ons vanoggend hierdie Psalm lees en ons raak stil in Psalm 91, gee asseblief dat daar 'n pragtige boodskap vir elkeen wat inluister sal wees, en maak asseblief almal deur die Heilige Gees aanvanklik vir die woord. Maak op ons oë, maak op ons ore, gee ons rustigheid in ons hart. Here, praat, ons luister. Amen. Psalm 91, so 'n pragtige psalm. Ek het 'n stukkie wat deur, ek dink Joe Niemand gesing word, wat ek vanoggend met julle gaan deel. En die stukkie is moenie bang wees nie. Is 'n pragtige stukkie. Dit pas baie mooi by hierdie psalm van vanoggend in. En die liedjie van Joe Niemand was nog altyd vir my uitstekende, pragtige liedjie. Een van daai liedjies wat, as jy ooit in jou motor ry en jy ry en daar's gevaar of jy's bang, speel jy die liedjie kliphard in jou motor, en jy sal nogal sien, hy maak 'n groot verskil, die liedjie van Joe Niemand, moenie bang wees nie. Ek gaan hom jou deel vanoggend, as ek klaar gepublish het die video, dan gaan ek die Joe Niemand se liedjie ook sommer deel met julle. Dit is regtig 'n beautiful liedjie. Psalm 91. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dis hy wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siektes. Hy beskut jou onder sy vleuels en vir jou 'n veilige skuilplek, en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siektes wat helder oordag verwoesting saai nie. Al vat daar 1000 langs jou en 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou oë, met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee
om jou te beskerm waar jy ook al gaan. En op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. En wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy my verbly. Is dit nou nie 'n pragtige psalm om hierdie donderdagoggend mee af te skop nie? Ek dink hy steek so hand aan hand in, pragtig in met die psalm wat ek gisteroggend gelees het, en met die tema van gisteroggend steek hierdie psalm regtig pragtig in die psalm. Maar ek dink die Here, as jy deur die psalms lees, daar is soveel mooi psalms, is net van daai dinge wat jy nie kan mis nie. Jy moet by die psalms gereeld te draai maak. Ek dink hierdie psalm kan jy amper vir 'n gebed bid in die aand voordat jy geslaap, dat die Here jou beskerm, selfs in die donker, selfs in jou huis, dat hy jou beskerm. So baie van dankie vir almal wat inluister, en baie dankie vir almal wat saamluister, dankie vir almal wat sommer net 'n thumbs up gee of 'n komment daar gee. Ek sien die groepie van YouTube tel redelik mooi op. Daar kom geredelik mense by YouTube aansluit. Dankie daarvoor. Ag, die belangrikste is mos maar net dat ons in die oggende net so 'n bietjie stil raak in die naam van die Here. En nie net 'n bietjie stil raak nie, doodstil raak in die naam van die Here. En natuurlik die belangrikste is die paadjie wat ons loop, die paadjie wat ons nog gaan loop, en die paadjie wat ons reeds geloop het, om die Here te ken daarin, om die Heilige Gees te loof en te prys en vir hom kans te gee om sy werk te doen binne in ons. Met ander woorde, raak meer van ons en raak minder van ons en raak meer van die Heilige Gees, dat hy kan sy intrek kom neem by ons. Vra vir die Heilige Gees om 'n wag voor ons mond te plaas, wag in ons gedagtes te plaas, dat ons nie verkeerde dinge dink, verkeerde dinge praat nie. Ons maak almal foute, niemand is perfek nie, jy gaan ook foute maak in jou lewe. Kom terug na die Here toe, vra vir hom verskoning, en kom probeer verder. Ek dink ons word nie geken aan die reguit pad wat ons gestap het nie. Ek dink ons word geken in die hoeveelheid kere wat ons geval het in die lewe en weer opgestaan het en aanbeweeg. Ek dink as ons daarin geken word, dan sal ons sien dat dis graag wat die Here wil hê. Ons moet opstaan as ons geval het. Ons moet nie bly lê nie. So as jy dalk in daai fase is, daai seisoen van jou lewe is wat jy dalk weer laag lê of val of plat lê op die aarde, vra vir die Here, vat sy hand, hy help jou. Hy help jou opstaan. Hou net vas aan sy woord, hou vas aan sy beloftes, en natuurlik die belangrikste is, hou jou oog op die wendpaal. Dis die belangrikste. Kom ons hou op ons oog op die wendpaal. Kom ons raak stil by die Here se voete. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom stil raak hier by u voete. Dankie Here weer eens vir hierdie pragtige psalm. Dankie Here dat ek seker is almal gaan hom weer 'n keer lees en stadiger lees en by elke vers stop voordat ons aangaan, net so 'n oomblik pause by daai vers voordat ons aangaan, net om te sien die diepte van die vers, wat u ons beloof en wat u vir ons gee en skenk in die lewe, wat ons baie keer nie waardeer nie, wat ons nie baie keer nie eers terugkom na u toe om vir u kom dankie sê nie. Here, ons kom vanoggend verskoning vra, dat ons nie op 'n gereelde basis dankie sê nie, dat ons nie genoeg praat met u nie, dat ons nie genoeg na u toe kom nie. Help asseblief vir ons daarmee, help vir ons om ons stil te maak, en ons stil te maak, dat die Heilige Gees kan praat in ons, en dat die woorde wat uit ons mond uitrol, die Heilige Gees se woorde mag wees. Dis elke dag se lewe, om so 'n bietjie meer en meer, soos u te kan leef. Die belangrikste is, Here, help ons elke dag om hy triekie te stap, daai een ekstra triekie, nader in die rigting van u, waar u voor my stap en die tree in die sand lê, dat ons in die sand sal trap in u spore, en u volg, triekie vir triekie.
Ons moet nie te beheer om te groot tree te gee nie, Here, want ons is 'n bietjie swak. Ons val elke keer as ons tree te groot begin raak. So help ons om triekie vir triekie vir U elke dag te volg. Dankie vir U liefde. Help ons asseblief vanoggend om die liefdeskleed aan te trek, om die liefdesbaadjie aan te trek, en die belangrikste is, Here, help ons om die liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Nie net die bekendes nie, nie net die vriende en die familie nie, maar selfs die wat ons nie ken nie, waar dit 'n bietjie moeiliker raak. Daar waar ons in die bank staan, daar waar ons in queues staan, daar waar ons hoor iemand gedra om nie rondom ons nie. Hou 'n wag voor ons mond en help ons om liefde uit te lewe. Ons kyk op na die hemel, ons steek ons hande op na die hemel en ons sê, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuur van ons lewens en ons geestesvoertuig en bestuur ons in 2026 en tot die einde van die jaar. Here, waar U in beheer is, daar kan ons rustig raak en ons weet daar is ons veilig. Dankie dat U ons tuiste, ons huisvesting is. Dankie dat ons by U kan kom skuil in tye van as dit swaar gaan en moeilike tye is. En selfs dat ons by U kan kom spog en kom dankie sê by tye as dit goed gaan in ons lewe. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige genade alleen. Amen.